Van my kant af baie welkom. Is lekker om julle weer te sien. So vroeg op 'n Sondagoggend. Ons is deur Paasfees en Opstandingssondag, Goeie Vrydag, Opstandingssondag. En vanoggend wil ons so 'n bietjie ons oë vorentoe draai en ons wil so 'n bietjie kyk wat het gebeur, want die kruis is nie die eindpunt gewees nie, dit was die vertrekpunt gewees. So wat het gebeur en in aanloop tot die kruis is daar iets wat vir ons eintlik dit kom weggee wat op Jesus se hart was van wat dan van daaraf sou gebeur het. So ons begin 'n reeks vandag wat ons noem gemerk. Gemerk. En as iemand sê jy's gemerk, dan dink jy o, genade, wat jy weet as jy rugby speel en jy's gemerk, het jy eintlik moeilikheid, nê? Beteken jy baie goed gespeel en die ander span gaan vir jou uithaal. Okay, so in hierdie reeks is dit nie waartoe ons gaan nie. In hierdie reeks wil ons gaan na 'n plek toe waar ons dit natuurlik koppel aan ons jaartema, dit wat julle al sien, marked by his glory, known by his love. Ons wil 'n bietjie praat oor hierdie gedagte van gemerk wees en ons gaan dit koppel aan 4 G's, nê? So om dit vir jou makliker te maak, as 5 G's, die eerste een is gemerk. Die 4 G's in die reeks, vandag praat ons oor geroep en dan gaan ons hom dieper vat na gegrond toe, gevorm en uiteindelik gestuur. Dis die 4 gedagtes waaroor ons met jou wil praat. Nou as ek sê jy is geroep, dan het jy dit al gehoor. En elkeen van ons het 'n spesifieke roeping. Ons het 'n roeping om gemeente te lei en jy het dalk 'n roeping om in die finansiële wêreld jou stempel af te druk, want dis wat die Here jou mee toegerus het, of in die besigheidswêreld. Maar ons is almal geroep, maar daar's 'n basis van daardie roeping wat vir ons almal dieselfde is. En dis dieselfde roeping as waarmee Jesus die eerste keer sy disippels, sy eerste ouens geroep het. Nee, ons ken dit so goed, dis eintlik so 'n mooi skrifgedeelte, Matteus 4 vers 19 tot 20. Hier sy roeping, hy sê volg my en ek sal van julle vissers van mense maak. Volg my. Kom volg my. Dit was die eerste roeping gewees. Partymal sit ons, of kom ek sê, party mense sit met 'n denke dat ek is net geroep om 'n kerkmens te wees. Okay, so wat bedoel ek met kerkmens? Ek weet nie wie van julle is oud genoeg om hierdie te onthou nie, dalk het jy dit later gesien in 1989, toe het ek matriek geskryf. Toe doen Leon Schuster 'n fliek. Ou Shucks, het Schuster, wie het hom gesien? Okay, ek sien daarom so 'n paar jong hande wat ook opgaan. So in hierdie fliek het hy op 'n kol, soos 'n advertensie, asof hy advertensies maak. En die advertensie was vir wyn, hulle het dit Hoax wyn genoem. Hulle moes daar al reeds geweet het, hier's 'n slang in die gras. En heel die laaste tannie, het hy uitgevang, so wat hy gedoen het, is hy het wyn gehad, hulle kon dit proe, het was lekker wyn, en toe gooi hy sout en asyn, sommer hope vol by, en as hulle vir die make-up gaan, hulle kom terug, is dit nou hierdie ander wyn, terwyl hulle nou die kameras laat rol. En die tannie vat so 'n sluk van daai wyn, maar toe sy sluk, jy weet, toe praat sy soos 'n matroos, en sy tale gepraat, maar nie die wat ons hier sal praat nie, nee, en so op die einde, dan sê hy van gaan aan, en dan sê hy van smile, dan sê hy, nee, ek kan nie smile nie, en ek wou vir julle die videoklip speel, maar hulle het hom nie goed genoeg gebleep nie, wat, so, toch nie, okay, ek gaan hom maar liever nie speel nie, en toe sy nou agterkom presies wat aan die gang is, toe sien jy die kop sak so, en nou sien ek sien die prentjies wat in haar kop afspeel, want sy sê toe heel op die einde, sê sy, jy het my lekker gevang, en ek's 'n kerkmens. Sy kan nou sien die ander susters wat vir haar gaan uithaal, en die pastoor wat daar dalk gaan uithaal, as hierdie fliek nou uitkom, ek is 'n kerkmens. Ek's 'n kerkmens. 'n Kerkmens is 'n etiket, nee. Dis soos 'n etiket wat jy aansit. Met ander woorde, dis amper soos asof ek kan Sondag my kerkbaadjie aantrek. En dan lyk ek so, en ek praat so, jy weet, en in die week trek ek my gewone mensbaadjie aan. Daai is 2 verskillende wêrelde. Dis ek het 'n boksie waar ek my kerklewe inpak. En dan is daar die ander lewe. Dis wat ek bedoel met 'n kerkmens. Maar hier's die ding, is 'n boer, as jy iets van boerdery verstaan,
dan sê jy weet, 'n boer hang nie 'n etiket op sy skaap of op sy bees nie. Hy merk hom. Nee, dis 'n yster wat hy in die vuur druk met sy logo of sy naam op van die boerdery wat ook al, en dan merk hy daai bees. Nee, die etiket kan jy verander, maar die merk kan jy nie wegvat nie. Dis permanent, en die doel van die merk is om te sê, jy is myne. Hierdie bees is myne. Behoort aan my, en dis, as ons praat van ons is gemerk deur die heerlikheid van die Here, is dit dieselfde betekenis. Is die Here sê, hierdie ene is myne. Nee, hy sê dit vir die wêreld, hy sê dit vir die vyand, hy sê, hands off, hierdie ene behoort aan my. En dit verstaan ons, ek dink daar's iets van daai wat ons verstaan, maar dis ook meer as dit, en dis waant ons gaan in hierdie reeks. Daar's 'n groter implikasie, as ons sê, ons is gemerk deur die Here. Ons is gemerk deur sy heerlikheid, en die implikasie het iets te doen met die woord, wat ons gebruik in ons kerkterme, wat ons sê, ons noem dit disippelskap. Disippelskap, en dis waarby ons wil uitkom in hierdie reeks, is die gedagte van disippelskap, want disippelskap vra nie net wat glo jy nie. So, ons kan glo, die Bybel sê die duiwel glo ook, okay? Die demone glo ook, disippelskap vra 'n dieper vraag, hy vra, wie volg jy? Dit was Jesus se uitnodiging, hy het gesê, daar was dele waar hy gepraat het van glo in my, maar sy uitnodiging vir sy disippels was nog 'n vlak dieper, hy het sê, volg my. Kom volg my. Dis waaroor disippelskap gaan. En hoekom is dit belangrik? Want ons het net die naweek voor dit op Palmsondag 'n bietjie gepraat oor hierdie skare wat excited was oor Jesus en Hosanna geskree het en hoe binne 5 dae die Hosannas verander het en kruisig hom. En ons het dit ondersoek en ek wil 'n stukkie by dit aanhaak vandag is wat ek vir julle gesê het, is hulle het geglo, Hosanna beteken redder, red my, en hulle het geglo hy is die redder, maar toe die manier van redding nie werk soos wat dit vir hulle pas nie, toe is daar 'n teleurstelling en iets gebeur in hulle harte en dit verander na die kruisiging toe. Maar daar's nog 'n deel versteek hierin, want behalwe dat Jesus nie presies kom doen het soos wat hulle gedink het, hy gaan hulle kom red van die Romeinse ryk nie, het daar iets verander in Jesus se bediening. Na Palmsondag sien ons dat Jesus minder en minder wonderwerke begin doen het. Inteendeel, hy het net 3 wonderwerke gedoen. Ek gaan hulle gou vir jou voorhou. Matteus 21:14. Die blindes en die verlamdes het daar op die tempelterrein na hom toe gekom en hy het hulle gesond gemaak. So hy's in die tempel, hy het ook terloops daar die tempel skoon gemaak. Mense uitverdryf wat ander goed gedoen het, en in daai oomblik ook was al ouens wat hom toe gekom het, behoefte gehad het, en hy het vir hulle gebid en hulle gesond gemaak, en as jy verder lees, hierdie is die laaste keer, die ouens het weer daar Hosanna uitgeroep, maar dit was die laaste keer gewees. Hoekom? Want kyk nou wat gebeur, wat is die ander 2 wonderwerke, die ander een is Matteus 21, vers 18 en 19, vroeg die oggend, op pad terug na die stad, toe het hy honger geword, en toe hy 'n enkele vyeboom langs die pad sien, het hy daarheen geloop, maar niks daaraan gevind nie, net blare. Toe sê hy vir die vyeboom, mag jy tot in ewigheid nooit weer vrug dra nie. En die vyeboom het onmiddellik verdroog. Onmiddellik verdroog. Nou, ek wonder wat het deur die disippels se koppe gegaan. Een ding wat ek weet is dat vrug is belangrik. Hulle kon dit agterkom, vrug is belangrik vir Jesus. Nee, vrug is belangrik vir hom, want dis nie 'n wonderwerk wat almal opgewonde gemaak het, wow, dis meer 'n oorrek tipe wonderwerk. En dan die derde ene, is Lukas 22, 50 tot 51. Daarop het een van hulle die slaaf van die hoëpriester getref, dit was Petrus. Hy het sy regteroor afgekap, hy het nie vir sy oor gemik nie, die ou het gedak. Okay, maar Jesus het gesê, hou op daarmee. Hy praat met Petrus, en hy het die oor aangeraak en die man genees. In een van die ander skrifgedeeltes weet ons sy naam was Malchus. Hy het Malchus se oor gesond gemaak. Nou, ek wonder weer eens wat het deur die disippels se gedagtes gegaan. Hoekom genees hy die ou? Hy's een van die ouens wat kom om jou te arresteer. Hy's een van die ouens wat jou gaan
lei na jou plek waar hy jou gaan vermoor. Hoekom sal jy, nee, imagine, ek kan dit actually imagine, hoe cool sal dit wees, julle manne speel rugby, nee. So imagine julle speel rugby en julle speel teen, wie was die skool wat die grootste vyande was vir julle? Sê weer? Durban High School. Okay, imagine, hulle is rowwe ouens, nee. Lelike ouens. So imagine, jy tackle daai ou en sy oor skuur so en hy skeer so half af en jy stop die ref sê, wag, ek wil eers vir hierdie man bid, jy weet, maar hulle het my nou net gemerk, hulle het gesê, hulle gaan my uithaal en my gevloek in Durban Engels, en jy stop en sê, nee, ek gaan eers vir hierdie ou bid, jou spanmaats geweek, ek sê, ons kan na die game, hierdie, nou is ons eers in die game. Nee, verstaan jy wat ek sê, dis, hier's iets anderste wat Jesus eintlik kom neersit. En so in steede van nog wonderwerke en nog die mense amaze deur te sê, kyk hier, en kyk na my krag. Is daar iets anderste wat besig is om te gebeur, hy's besig om 'n groter fokus te kom sit om te sê, commitment. Ek vra 'n stuk commitment. En ons sien eintlik reg aan die begin, toe hy vir hulle sê, volg my, toe verklaar hy dadelik iets van 'n transformasie wat gaan gebeur. Ek gaan van julle vissers van mense maak. Nee, en eintlik in dit wat hy vra is los die nette en die bote en kom volg my, los dit wat vir julle gemak en inkomste en sekuriteit gee, en hy het dit spesifiek vir hulle gevra, daai spesifieke saak. Ons almal hoef nou nie ons werke te bedank en iewerste op 'n heuwel by mekaar te kom nie, maar in die disippels se geval het hy vir hulle gesê, los dit wat vir julle gemak bring, dis hierdie se stuk commitment wat ek vra. En dan vat hy dit 'n stap dieper. Die donderdag aand voor dat Jesus gekruisig is, hulle is almal by mekaar, hulle het die laaste aandete saam. Dis waar hy die nagmaal instel. Vat Jesus hierdie gedagte 'n stap dieper en hy sê Johannes 15 vers 4, sê hy, kom bly in my soos ek in julle. Net soos die loot nie uit sy eie vrug kan dra nie, as dit nie in die druiwestok bly nie, so ook nie julle, as julle nie in my bly nie. Weer praat Jesus van vrug. Maar die uitnodiging skuif van, kom volg my, wat iets praat van, ek gaan julle leer, kom leer by my. Skuif en dit word dieper na, kom bly in my. Kom word een met my. Laat my hart julle hart word, laat my gedagtes julle gedagtes word, my plan, my begeertes, julle begeertes word. Dit is 'n stuk dieper roeping, selfs as volg my. In ons vorige kampus, daar in die Woesrand in Wilgewel, het ons 'n worship leier daar, Petrich. En ou Petrich was lief om grappietjies te maak en sulke goeters, en ons praat so op 'n call, doen ons diensbeplanning, en ons sê, dis die deel in die diens waar ons wil fokus, dat mense hulle harte vir Jesus gee, en hy stop ons, en hy sê, wow, hoekom wil julle hê mense moet net hulle harte vir Jesus gee? Nou is ek soos, okay, ek wag nou vir die punchline, jy weet. Hy sê, moet mense nie ook hulle lewer, en hulle pankreas, en hulle niertjies, en hulle, nee. Nou, hy maak net 'n grapie eintlik in die oomblik, maar ek besef toe, wees is nou skerp, maar ek besef, hy's reg, nee. Is partymal die manier hoe ons praat, hoe ons dinge sê in die kerkkonteks, skep 'n indruk dat mense voel ek kan Jesus in 'n deel van my lewe innooi. Ja, jy moet jou hart vir Jesus gee, maar ook jou lewer, en ook jou verstand, en ook jou hande, en ook jou voete. Jesus vra nie dat ons hom in ons lewens innooi nie. Kan ek jou gou vir 'n oomblik skok? Nee, ek wil nie jy met Jesus in jou lewe innooi nie. Nee, want nêrens vra Jesus, kom nooi my in jou lewe in nie, want hier's wat gebeur as ons Jesus in ons lewe wil innooi, is ons nooi hom in ons lewe in, en ons het 'n verwagting. Jesus moet nou iets kom doen. Ek stap 'n pad en Jesus moet vir my hierdie probleem adresseer, en hy moet vir my hierdie situasie hanteer, en hy moet vir my daar voorsien, en die Here doen dit alles, moenie hoor wat ek nie sê nie. Die Here wil in ons behoeftes voorsien. Die woord beloof dit ook. Maar Jesus nooi ons, vra ons nie dat ons hom in ons lewe in te nooi om ons te volg nie. Dis andersom. Jesus sê,
kom volg my. En kom gee jou hele lewe, kom maak jou hart en jou hele lewe oop vir my, sodat ek dit kan deurdrenk met alles wat ek van my koninkryk gepreek het en die rede hoekom ek jou geskape het. Volg my, stap die pad wat ek stap en soos wat jy my volg op hierdie pad waarop jy stap, sal jy agterkom, ek sal jou voetspore, sal ek rig. En ek sal jou vat na die plekke waar ek jou heen wil vat. En in daai proses is daar plekke waar ek sê, Here, kom maak my gesond hier, of doen voorsiening vir hierdie, en dan gaan jy verbaas wees, die mate waartoe gebede beantwoord word, wanneer dit belyn is, met sy hart en sy begeerte, en sy wil vir jou lewe. Kom volg my, is 'n veel dieper uitnodiging, as ek dink wat ons partymal besef. Die laaste verwysing wat ek wil maak na die groter ask op commitment is in Matteus 22. Is daar iemand wat opdag en dan vra vir Jesus, wat is die belangrikste? Wat is die belangrikste gebod? En ons ken daai skrifgedeelte so goed, dit is Matteus 22 vers 37. Hy het vir ons gesê, jy moet die Here jou God lief hê met jou hele hart en met jou hele siel en met jou hele verstand. Dit is die belangrikste en die eerste gebod. En die tweede wat hier aan gelyk staan, is jy moet jou naaste lief hê soos jouself. Ons ken daai, né? Nou het hy sy disippels bymekaar. Hy haal daai uit die Ou Testament aan. En in die laaste donderdag aand, waar hy sy disippels bymekaar het voor die kruisiging, kom Jesus en hy vat dit 'n stap dieper. Hy sê, ek gee vir julle 'n nuwe gebod. Julle moet mekaar lief hê soos ek julle lief het. Begin eers by jy moet jou naaste lief hê soos jouself. Maar ons iets van dit wat ons uitgebeeld het, Goeie Vrydag, van ons selftolk is nie altyd goed nie. Ons is nie altyd lief vir onsself nie. Daar's kere waar ons vies is vir onsself, kwaad is vir onsself, teleurgesteld is in die manier hoe jy met jouself praat, en nou kom Jesus en hy sê, wow, wag 'n bietjie, ek wil hê, want jy kan jouself tuimel in daai plek sit waar ek sê, maar hierdie ou het my teleurgestel, kan nie nou lief hê nie. En hy seer gemaak, kan nie nou lief hê nie. Nou kom Jesus en hy sê, nie soos jouself nie, maar soos wat ek julle lief gehad het. En dan stap hy kruis toe en hy lê sy lewe neer. Dis 'n dieper ask van commitment. We are marked by His glory. And we are known by His love. Wat ons wil regkry in hierdie reeks, ons wil met jou kom praat oor 'n stuk commitment wat die Here vra. Ons wil kom beleef wat daai commitment is. Nou ek wil sommer net reg aan die begin sê, onthou, ons oortuiging is nie dat jou commitment en dit wat jy doen vir die Here jou gaan red nie. Dis die kommunikasie gewees hierdie hele Paasnaweek. Dis 'n afgehandelde werk. Toe Jesus aan die kruis hang en hy sê, dit is volbring, was dit volbring, jou sondes is betaal. Ek kyk gisteraand, toe ek die laaste stuk van my preek gepolish het, gaan sit ek en ek afskakel en ek kyk David. Wie van julle David, die fliek of die series David, en ek op daai stuk waar hulle die dag van versoening het, en dan het hulle een bok wat hulle slag, en een bok wat hulle, die sondebok wat hulle lê die hand op en dan stuur hulle hom weg. Sê, so stuur ons die sondes van die volk weg. So die man moet gryp my net weer aan, dis presies wat gebeur het aan die kruis. Hy het ons sondes op hom kom neem en is van ons af verwyder en weggevat. Ons is nie in performance mode en ons probeer die Here se liefde en sy aandag en ons pad oop hemel toe veg deur goeie goed te doen nie. Dis andersom. Dis omdat hy aan die kruis gehang het. Dis omdat hy sy lewe vir ons gegee het. Kan ons nie anders nie. Paulus skryf en hy sê, die liefde van Jesus het my gegryp. Op 'n ander plek sê hy, dit dring my. Dit dring my, dis die motivering agter hierdie. Ons probeer jou nie oortuig om harde te werk en harde te probeer sodat jy dit hemel toe kan maak nie. Ons probeer vir jou sê, jy's klaar gemerk, jy behoort aan hom. Maar ons iets wat die binnekant gebeur wanneer ons gemerk is, daar's 'n roepstem wat ons roep. En die Here sê, ek wil jou op 'n missie vat. Ek wil jou op 'n missie vat
Maak nie saak wat jy doen nie. Onthou, Paulus was in die markplein gewees, hy het tente gemaak, hy was 'n besigheidsman, en of jy 'n onderwyser is, of 'n mamma by die huis is, of 'n dokter is, of 'n ingenieur, of 'n besigheidsman, sê hy, ek wil jou op 'n missie vat, en wanneer ons praat oor Paulus wat sê, die Here het my gegryp, vra ons jou eintlik, waar is jy in hierdie storie van verstaan, dat die Here my kom gryp het, dat ek gemerk is deur sy heerlikheid, dat dit my vas kom vang het, en my hele lewe beïnvloed, en my hart, en my lewe, en my niertjies, en my besigheid, en my kinders, en my kar, en alles is eintlik behoort aan hom. En ek loof dat ek loof omdat ek deel kan wees van hierdie storie waar hy dit uitspeel, dat alles wat gebeur in my lewe soos 'n welaangename reukoffergeur is, die geur van Christus is, wat hierdie wêreld laat weet, hy is die koning. Waar is ons in daardie storie, wanneer ons verstaan dat hy kom roep ons? Ek en jy word gedefinieer deur die stelling, we are marked by his glory, known by his love. Dit sê, ek weet wat vir my belangrik is. En wat vir die Here belangrik was die twee goed gewees, die groot opdrag, is die wat. Wat moet ons doen? Ons moet disippels maak. Nie kerkmense nie. Ons moet disippels maak. En die tweede een is die hoe, dis die groot opdrag. Hoe, Here? Jy moet hulle lief hê, soos wat ek hulle lief het, soos wat ek jou lief het. Lise Marie, as jy vorentoe kan kom. Ek weet, soos ek hierdie sê, is daar 'n stoei in jou kop moontlik. Party ouens diskwalifiseer hulle self, want ons gaan in hierdie reeks inklim in hierdie hart van disippelskap. Ons is nie geroep om kerk toe te kom, is 'n goeie ding. Ek het nie gesê moenie kerk toe kom nie. Ons leer julle, jy is die kerk. Dis 'n goeie ding. Die samekoms van die gelowiges is goed, maar die Here roep jou dieper as dit. Die roeping is swaarder. Die roeping het meer betekenis. Volg my en uiteindelik kom bly in my, te groter gewig. En partymal diskwalifiseer ons onsself, wanneer sodra die gesprek in daai rigting gaan, dan dink ek dis vir die pastore of die groot Christene. Kan jy sien dat ek is nie 'n groot Christen nie? Kan jy dit sien? Die Here het my klein gemaak. Hy het my baie, baie klein gemaak, okay? Ek's net 'n kerkmens. Ek maak dit net Sondag kerk toe en party Sondag nie eers nie. Ek probeer net. Ek sukkel maar baie. En ek kyk na ander mense, ek vergelyk myself en ek diskwalifiseer myself. Want ek het 'n etiket op myself gesit. Kan ek vir jou sê, Jesus sit nie 'n etiket op jou nie. Jy's 'n laergraad Christen of 'n middelgraad Christen of hoërgraad Christen, standaardgraad of die Vader kom sit die etiket van op jou wat sê, en hy seën dit vir hierdie ene gesterf. Hy's gemerk. Sy is myne. Ek het jou by jou naam geroep. Daar's 'n roeping hier wat diep is. Daar's iets wat ons beleef wanneer ons daai roepstem van Jesus hoor. Kom volg my. Dis 'n waardestelling wat hy oor jou kom maak. Dis 'n waardestelling, sê jy's myne. Jy behoort aan my. Jy's gevul deur alles wat jy nodig het. En om dit te bevestig, kom stort hy Heilige Gees uit kort 50 dae nadat hy opgestaan het. Om dit te kom verseël en jou te kom bemagtig. Weereens nie om te probeer om sy redding te verdien nie, maar sodat ons het weet, ons is nie net hier om te wag vir die hemel om oop te gaan en die wolke om af te kom en Jesus te sê, okay, hier is ek nou nie. Ons gaan die laaste Sondag sal ons oor dit praat, oor die gedagte van gestuur, maar vanoggend wil ek die etikette in jou lewe kom 'n streep deurtrek en sê, daar's nie etiket nie. Daar's 'n permanente merk en wanneer Jesus ons roep, is daar die transformasie. Hy sê, ek gaan van julle vissers van mense maak. Wil jy moet dit hoor, die Here bewerkstellig die transformasie binne in jou. En ons het met 'n verwagting hê, en 'n soeke hê, en 'n brandende begeerte hê,
Dis wat Paulus sê, hy sê, dit dring my, daar's 'n begeerte na hierdie transformasie wat gebeur, waar ek, soos ek hom volg, ontdek, dis hoekom ek op hierdie aarde is. En al die goed wat dit wil keer en blok en stop, gaan die Here mee kom deel. Jy is gemerk beteken, dat die Here die dooie plekke in jou lewe lewendig gaan kom maak. Jy's gemerk beteken, dat die gebroke goed, dat die Here dit gaan kom verander en heel gaan kom maak. Jy's gemerk is beteken, dat die goed wat seer is, gaan hy mooi kom maak. He will turn ashes into beauty. Maar nie net in jou lewe nie. Dis waar ons partymal vashak. Dis hoekom ek partymal 'n kerkmens is. Ek kom kerk toe sodat die Here hierdie goed kan doen in my lewe. Die Here sê, ek wil jou verby daai vat. Ek wil deur jou. Ek wil deur jou. Deur jou. Deur jou lewe, deur jou gesin, deur jou werksplek wil ek hierdie goeders. Dis wat ek bring na hierdie wêreld toe. Maar is dit opstanding Sondag gepraat. Ek wil die grafte in hierdie wêreld kom verander in pragtige tuine. Hoe Here, ek gaan jou gebruik. Kom volg my. Wil jy saam met my staan nie? Ons gaan vanoggend net reageer op die roepstem. Wil jy nie vra om iets te doen? Ons wil jou net, ek wil jy moet hoor hoe Jesus se roeping op jou lewe nog steeds is, volg my. Hy weet jy glo klaar. Hy weet klaar jy's getrou in jou kerkbywoning en ander elemente van ons Christendom, maar hy wil opnuut dit vir jou kom fluister. Dit was nodig vir 'n tweede keer om vir Petrus te sê, nadat Petrus deur 'n moeilike tyd gegaan het, om verloon het by die vuur. Daar gaan hy nog weer op die strand of weer by 'n vuur, en hy sê weer vir Petrus, dieselfde woorde, Petrus, vergeet daai, volg my. En vanoggend wil die Here dit in ons harte kom wakker maak, en ons 'n dieper stem ook nie, wat sê, kom bly binne my en verstaan die implikasies van transformasie, wat gaan vloei uit jou lewe, as gevolg van hierdie, as gevolg van 'n ja in jou hart.